Goeiemôre, baie welkom by die Gereformeerde Kerk Ontdekkers. Ons skriflesing kom vanmôre uit Romeine 1 vers 16 en 17 en dan gaan ons ook 'n klomp ander skrifgedeeltes saam lees om te gaan kyk na wie is werklik die ware Israel? Wat is die verhouding tussen die kerk en die volk van God en wat is die lyn wat duidelik onderskeid tref tussen die twee. Kom ons gaan luister na wat die woord van die Here vir ons leer. Kom ons bid 'n baie ou gebed in die kerk van harte saam. Here, dit wat ons nie weet nie, leer ons dit deur u woord en gees. Wat ons nie het nie, skenk ons dit in u oneindige genade. Maak ons wie ons in eie krag nie kan wees nie. Ja, maak deur die Gees ons u kinders, alles ter wille van u seun. Amen. Ons skriflesing kom vanmôre uit Romeine 1. Ons gaan net 2 verse daarso saam lees. En daar gaan heelwat skrifgedeeltes opkom. So wees maar wakker daarso, Sheldon. Ek gaan kort vir jou kyk, dan moet jy weet, nou moet ons bietjie aanbeweeg. Ok, ons gaan laat ek nou net my Romeine 1 vers 16 tot 17. Daar was baie navraag in die gemeente gewees dat ek bietjie moet preek daaroor. Ek het so ruk geskrywe uitgestuur oor is Israel, die bloedlyn Israel van vandag nog Israel, God se volk. En dit is nou vandag sulke tyd. Laat ons bietjie gaan kyk daaroor en gaan luister wat leer die woord van die Here ons hieroor. Romeine 1 vers 16 tot 17. Ek skaam my immers nie vir die evangelie nie, want dit is die krag van God tot verlossing vir elkeen wat glo. Eerste vir die Jood, maar ook vir die Griek. Want daarin word geopenbaar dat die geregtigheid van God geheel en al op geloof berus. Soos daar geskryf staan, die regverdige op grond van geloof sal leef. Hierdie woorde weer, ek skaam my immers nie vir die evangelie nie, want dit is die krag van God tot verlossing vir elkeen wat glo. Eerste vir die Jood, maar ook vir die Griek. Ek dink vanaf daardie oorlog uitgebreek het in Oktober 2023 tussen Israel en Hamas in die Gaza-strook, is een van die dinge waar baie oor gepraat word by braaivleisvure, by Bybelstudies en vriendekringe oor is Israel nou die volk van God of nie? Ja, in gesprekke en op die sosiale media hoor jy ook gereeld dat as jy 'n Christen is, dan sal jy Israel, soos dit hulle nou vandag daar is, seën, jy sal hulle gereeld en hulle in jou gebede hou, en hulle gaan tot sover om te sê, dat jy geld moet skenk vir hulle oorlogstryd daar in die Gaza. Daar is natuurlik uiteenlopende sienings oor hierdie Israel. Die eerste is die heeltemal teen Jode, die slim woord daarvoor is die antisemitisme. Ek dink mense wat glo dat elke Jood moet van die aardbol afgevee word. Ons weet, Hitler was een van hulle gewees. Ons weet dat jou fundamentele moslems vandag het een doel en dis dat elke liewe Jood van die aardbol afgevee moet word. Sommige glo weer dat God het 2 paaie met sy kinders om te stap. Daar is die pad van die evangelie, wat God met sy kinders in hierdie wêreld stap, om seker te maak dat hulle by die Vaderhuis gaan aankom, en net langs hierdie pad is daar 'n ander paadjie, so 'n spesiale pad vir die bloedlyn Jode. Die bloedlyn Jode wat vanuit die Ou Testament afstam as Israeliete. Nou vir ons as gereformeerdes is en bly die woord altyd die enigste maatstaf, want eintlik is die Bybel baie duidelik oor hierdie saak. Die apostel Paulus stel dit baie duidelik in die gedeelte wat ons gelees het. Kom ons lees weer mooi saam. Ek skaam my immers nie vir die evangelie nie, want dit is die krag van God. Waar kom jy? Wat is die oorsprong? Dis God self, né? Tot verlossing vir elkeen wat glo. Eerste vir die Jood, maar ook vir die Griek. Sommige vertalings maak die Griek vir die heidene.
Die belangrike vraag waarop ons 'n Bybelse antwoorde moet kry is, wie en wat is die fokus van die hele Bybel? En dan die tweede vraag wat ons baie mooie antwoord op moet kry, wat het vir Abraham, en daarmee saam al die geloofshelde van die Ou Testament, wat het hulle God se kinders gemaak? En dan in die derde plek, hoe kan enige mens, Jood, nie Jood, man en vrou, wit of swart, deel wees van God se volk, die ware Israel deur al die eeue? Die eerste vraag dan, wie en wat is die fokus van die hele Bybel? So rukkie terug, het ek hier dieselfde vraag van die preekstoel afgevra, en dis uiters belangrik om dit te snap. Van Genesis tot Openbaring kan ek die Bybel in een woord saamvat: Christus. Alles wat tussen Genesis 1 en Openbaring 22 gebeur, is God se geskiedenis, sy pad wat hy stap, met Christus, na Christus toe, na die kruis, van die kruis, na die ewigheid in. Alles wentel en draai rondom Christus. Die hele Bybel beskryf vir ons die een pad deur die geskiedenis, wat die onveranderlike God in Christus met mense en hulle gesinne, nasies en gebeure stap, om deur die eeue vir hom, soos wat die apostel Petrus dit baie duidelik stel, 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige nasie, 'n volk wat aan God behoort, by mekaar te kom, by mekaar te maak. God is die God op sending. En daar is verskillende tye in die geskiedenis waar dinge anders te gelyk het, maar is dieselfde God wat op dieselfde wyse vir dieselfde doel sy kinders by mekaar maak om dit wat sonde gebreek het te kom herstel. Ja, met die sondeval het die verhouding tussen God en sy kind gebreek, en van voor die skepping en deur die eeue versamel God sy kinders in Christus en herstel hy sy verhouding met sy uitverkorenes, sodat hy weer hulle vader kan wees en hulle sy kinders. En die geskiedenis, weet ons in Openbaring 21, loop uit op 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde waar God by sy kinders is en sy kinders by hom. Hy as hulle God en hulle as sy kinders. Mens, ek moet die Bybel nooit anders te lees en verstaan binne hierdie oorkoepelende groot gedagte nie. Nou, in die geskiedenis het God se plan van verlossing by tye anders te gelyk. Die slim woord is, daar is 'n openbaringshistoriese ontplooiing van God se plan. Daar was 'n klein begin en dit het voortbeweeg na die kruis toe. Met tyd het dit, kom ons sê, 'n metamorfose ondergaan, tog is en bly dit die een God se pad van verlossing. Ek dink ons het mos iewers hier, dis kan die kindertuin geleer wat is 'n metamorfose. Hierdie proses van eierlarwe, papie, mot, né? Of skoenlapper, kom ons maak dit eerder 'n skoenlapper, die mooiste skoenlapper. As God in Genesis 3 vers 15 die belofte maak, dat iemand uit die saad van Eva die slang se kop gaan vermorsel, hoor en sien ons die evangelie in 'n klein onduidelike eiertjie. Jy moet mooi kyk om dit te snap en dit werklik te kan verstaan. As hy aan Abraham 'n belofte maak dat in hom al die nasies van die wêreld geseën gaan word, omdat iemand uit sy nageslag die Messias gaan wees, hoor en sien ons die evangelie kry 'n nuwe gedaante. Hy's die wurmvorm. En daar hoor ons al God se belofte woord van 'n ewige vaderland by hom. Ag, en dan kom God in die tyd van Moses en hy omvou sy kinders soos in 'n kokon met sy liefdesgebod, sodat hulle hom kan lief hê, dat hy in 'n innige vader-kind verhouding met hulle kon lewe, maar hulle kon nie. Nie omdat die wet sleg was nie, maar omdat ons so sleg is. Omdat ons nie die wet kan nakom nie. Daarom, soos wat God beloof het, in die Nuwe Testament, soos die allermooiste skoenlapper, ontvou die skoonheid van God se verlossingsplan in Christus oop. Duidelik, vir almal om te sien en te verstaan.
God se belofte woord aan Abraham word God se woord wat mens word en in ons midde kom woon, wat gekruisig word, maar wat uit die dood uit opstaan en opvaar na die hemel om vir ons plek voor te gaan berei in ons Vader se huis. Dis die een proses van verlossing. As jy een van die prosesse sou stop, as ek die eiertjie sou dooddruk, of ek sou die wurm doodmaak, dan stop ek hierdie hele proses. En dan gaan God se plan tot niet. Maar God se hele plan ontplooi en gaan in vervulling in Christus. Natuurlik skiet hierdie voorbeeld van 'n metamorfose ver te kort om God se grootheid en sy heerlikheid te verduidelik. Maar wat ek wil hê julle moet sien, dat daar is die een God in beweging om te verlos in Christus. Ons moet altyd die fokus op Christus hou. En hierdie groter prentjie in gedagte hou wanneer ons die Bybel bestudeer en wanneer ons na antwoorde in die Bybel soek. Daar is net een God met een plan van verlossing in Christus vir al sy kinders. En daarom kan ons nou met reg die tweede vraag vra. Wat het vir Abraham, ook al die geloofshelde van die Ou Testament, God se kinders gemaak? En verseker, een van die hoogtepuntverse in die Bybel, Sheldon, jy kan vir my aangaan. Yes, daar is hy. Genesis 15 vers 6. Hy, Abraham, het die Here geglo en hy het dit vir hom as geregtigheid toegereken. Abraham vat God op sy belofte woord. En dit maak hom reg voor God. Dit maak hom God se kind en God sy vader. En wat hierdie waarheid so belangrik maak is dat Johannes die Doper as laaste lyn van die Ou Testamentiese profete in die Nuwe Testament kom, dan verwys hy ook na hierdie skrifgedeelte. Ook die Here Jesus Christus, die woord wat mens geword het, gebruik hierdie gedeelte in Johannes 8 vers 36. Maar veral belangrik is dat Paulus in die Romeinebrief en in die Galasiërsbrief, as hy oor die Christelike geloof leer, dan verwys hy elke keer, gaan hy terug na hierdie gebeurtenis. So dis 'n baie belangrike gebeurtenis, dat Abraham net op grond van sy geloof voor God regverdig gemaak is. En dat dit hierdie geloof is wat hom 'n kind van God gemaak het. En duidelik, of eintlik voor Abraham al, ons gaan nou daarna kyk, lê God 'n duidelike lyn tussen wie is volk en wie is nie volk van God nie. En daardie lyn is 'n geloofslyn. Dis nie 'n bloedlyn nie. Was nog nooit nie. Dis 'n geloofslyn, dis nie 'n bloedlyn nie. Nie in die Ou Testament of in die Nuwe Testament is die lyn tussen volk en volk van God 'n bloedlyn nie, maar 'n geloofslyn. Dit is en was en sal altyd die enigste lyn wees en bly. In Markus 3 bevestig Jesus hierdie uiters belangrike beginsel in die Bybel. As 'n skare mense vir hom sê dat sy moeder, sy broers en sy susters daar buite na hom soek, dan antwoord Jesus hulle, wie is my moeder en my broers? Hy het na die mense gekyk wat rondom hom sit en gesê, kyk, hier is my moeder en my broers, want elkeen wat die wil van God doen is my broer en my suster en my moeder. Wat wou God die graagste gehad het, moes Abraham doen? Wat wou hy die graagste gehad het, moes die Ou Testamentiese geloofshelde gedoen het? Hulle moes God op sy woord gevat het en hom vertrou het en geglo het. Hulle moes God net op sy belofte woord gevat het. In die bekende Hebreërs 11, en natuurlik is die Hebreërbrief, mense, as jy die Hebreërbrief deurwerk, kan jy nie anders te dink oor hierdie sake nie. Dit is so 'n mooi lig wat vir ons op die Ou Testament gegooi word. Ja, in die bekende Hebreërs 11 is dit asof die Hebreërskrywer kom en hy dril hierdie waarheid in ons harte en ons gedagtes in. By sy eerste lesers, maar ook by ons as Christene oor al die eeue as hy skryf. Hy sê in vers 6, sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. En dan gaan hy verder. Hy sê, deur geloof is Henog weggeneem sodat hy nie die dood gesien het nie.
Deur geloof het Noag, toe hy die goddelike opdrag ontvang het, oor dit wat nog glad nie gesien is nie, omdat hy eerbied gehoorsaam was, 'n ark voorberei vir die redding van sy huis. Deur geloof was Abraham gehoorsaam, toe hy geroep is om uit te trek na 'n plek wat hy as erfenis sou ontvang. Daarom was dit niks niets. Dit was niks niets toe die apostel Paulus aan die gelowiges in Rome die tema van sy hele brief aan hulle opsom met die woorde: Ek skaam my immers. Jy kan een aangaan. Ekskuus, nee, ek het nie hierdie een op 'n slide nie. Ekskuus. Hy skryf ons teksverse: Ek skaam my immers nie vir die evangelie nie, want dit is die krag van God tot verlossing vir elkeen wat glo, eers vir die Jood, maar ook vir die Griek. As die apostel in die volgende vers die hart van sy hele brief, maar die hart van die Christelike geloof wat ons weer die reformatie gedryf het, saamvat, naamlik die regverdige op grond van geloof sal lewe, dan is dit ook 'n aanhaling uit Habakuk 2 vers 4 uit. Dit was niks niets. Die evangelie was nooit iets niets nie. Hy het 'n nuwe gedaante gekry. En hy het mooi ontplooi dat ons die volheid daarvan kon raak sien, maar is nog altyd dieselfde God wat werk en op dieselfde wyse. Die vraag wat onmiddellik by 'n mens opkom is, wat het hulle geglo? Wat of wie was die inhoud van Abraham en die Ou Testamentiese geloofshelde se geloof? As die Bybel God se belofte aan Abraham verwoord, dan lees ons: Ek sal jou 'n groot nasie maak. Ek sal jou seën en jou naam groot maak sodat jy 'n seën sal wees. Ek sal hulle seën wat jou seën, maar wie jou verwen sal ek vervloek. En let nou mooi op, en deur jou sal al die groot families van die aarde geseën wees. Iemand uit sy nageslag gaan sorg dat God sy kinders uit al die nasies kan seën. Om geseën te wees, die hele woordjie seën hou in dat God my so bekragtig, dat ek nie net suksesvol en voorspoedig in hierdie lewe is en dat my goed gaan nie, maar die belangrikste is dat God in my hart en in my lewe teenwoordig is. Hy's intens betrokke in alles in my lewe, waar hy my God is, my Vader is, en ek sy kind. En ek beleef dit elke dag. Dis om werklik geseën te kan wees. God het geweet dat Abraham net op grond van sy geloof in Christus regverdig kon word. Daarom beloof hy aan Abraham: deur jou sal al die groot families van die aarde geseën word. Uit jou saad sal daar iemand gebore word wat die weg gaan oopmaak vir my kinders oor die lengte en die breedte van hierdie wêreld na die Vaderhuis toe. Of met die lig wat die Nuwe Testament op hierdie woorde laat val: uit jou nageslag aan die Messias, die Christus, gebore word om alles uit die weg te ruim, sodat elkeen, Jood en nie Jood, wat glo, vrye toegang tot my ewige vaderland kan hê. En elkeen wat hierdie belofte wat ek aan jou maak nie glo nie. Galasiërs 3 vers 7 tot 10, vervloek is hy. Skrif is baie duidelik daaroor. Ek verwerp Christus. Kom ons vat saam. God het net een plan van verlossing, wat klein begin met 'n belofte, maar wat deur die geskiedenis van die volk Israel, en partykeer het daar ander nasies 'n groot rol ingespeel, maar wat in die Nuwe Testament tot volle openbaring in Jesus Christus kom. Die skoonheid van God se plan sien ons, verstaan ons die duidelikste in Christus. Die mooi taal hiervoor is dat die goeie nuus van Jesus Christus is die vervulling, die volword, die waarword van al God se beloftes in die Ou Testament. Daar's net een lyn reg deur die Bybel tussen God se kinders en die nie kinders van God. En dis 'n geloofslyn. Dis nie 'n bloedlyn nie. By Abel, Noag, Abraham, Isak, Jakob, Moses, Rut, Dawid, elke geloofsheld, was daar 'n diepgrondige geloof in die koms van die Messias, die Christus, wat die weg vir hulle na ewige vaderland by God gaan baan.
Nou kan ons ook vra, maar hoe kan enige mens, Jood en nie Jood, wit of swart, deel van God se volk, die ware Israel van al die eeue wees? Eenvoudig. Glo in die verlosser wat van God afkom, Jesus Christus, die gekruisigde, die Here wat uit die dood uit opgestaan het. En dit is so mooi, heel in die begin van die evangelie volgens Lukas, in Lukas 2, as hulle die babiekie Jesus by die tempel uitbring, dan kry ons twee mense daar, Simeon en die profetes Anna. As hulle die klein kindjie Jesus sien, dan weet hulle onmiddellik wie hy is. Hulle weet onmiddellik wie hy is, omdat in hulle harte was daar 'n geloof dat die Messias gaan kom, dat God sy verlosser na hierdie wêreld gaan stuur, en daarom toe hulle hom sien, toe hulle hom gedank, geloof, geprys, en aanbid as hulle verlosser. En daarom het die Fariseërs, die kerkleiers en al die Jode in Jesus se tyd op aarde geen verskoning gehad nie. Geen. As Johannes die Doper hierdie kerkleiers sien, dan sê hy vir hulle: Addergeslag, wie het julle wys gemaak dat julle aan die dreigende oordeel kan ontkom? Dra liewer vrugte wat by die bekering pas, en moenie eers oorweeg om by julleself te sê, ons het Abraham as voorvader nie, want ek sê vir julle, God kan uit hierdie klippe kinders vir Abraham verwek. Johannes die Doper is duidelik, moenie dink dat jou bloedlyn jou deel maak van die ware volk van God nie. As Jesus aan dieselfde kerkleiers sê, as die seun julle dan vrygemaak het, sal julle werklik vry wees, weet hy, dat hy praat met Israeliete, hy praat met letterlik die room van Israel, die kerkleiers, wat al hulle hoop daarop geplaas het, dat hulle bloedlyn Jode is, en dat hulle vry voor God is, maar hulle wou nie glo in hom nie, hulle het hom verwerp. Dan sê Jesus vir hulle hierdie baie belangrike woorde: Ek weet dat julle die nageslag van Abraham is, maar julle probeer my doodmaak, omdat julle geen ruimte vir my woord in julle laat nie. Ek praat oor wat ek by my Vader gesien het, maar julle tree op volgens dit wat julle by julle vader gehoor het. Hulle het hom geantwoord, ons vader is Abraham. Jesus sê vir hulle, as julle werklik kinders van Abraham was, sou julle die dade van Abraham gedoen het, hulle sou geglo het. Maar nou probeer julle my doodmaak, vir my wat die waarheid wat ek by God gehoor het aan julle verkondig. Dit het Abraham nie gedoen nie, julle doen die dade van julle vader. Jesus leer net wat die Vader, die God van hemel en aarde vir hom wys en leer. God het dit baie duidelik aan sy seun gemaak, dat bloedlyn is nie die lyn tussen die ware Israel, die kerk en die ongelowige wêreld nie, maar dis 'n geloofslyn. Die ware Israeliet is hulle wat glo in Jesus, die wat op hom verwerp, se vader, sê Jesus, is die duiwel. Jesus baken self die duidelike lyne af tussen die ware kerk oor al die eeue, die ware Israel en die ongelowige Jode wat nie in Jesus geglo het nie. Daarom was die verwerping van Jesus deur die Jode vir die apostel Paulus in Romeine 11 so hartseer saak. Nog 'n uiters belangrike hoofstuk om te gaan lees as jy worstel met hierdie ding. Waar Paulus deurdring en dit vir ons so duidelik uitwys, dit is niks niets dat geloof die lyn geword het nie. En hy verduidelik dit daar ook vanuit die Ou Testament. Daar is net een God en Here deur die eeue aan die werk om vir sy kinders, die kerk, die ware Israel vanaf Adam tot en met Jesus se wederkoms verlossing te bewerk en om seker te maak dat hulle vir ewig by die Vaderhuis sal aankom. Die lyn tussen kerk en nie kerk, tussen volk en nie volk van God, is en sal tot in ewigheid net geloof in Jesus Christus wees. Soos in die Ou Testament, ook in die tyd van die Nuwe Testament, is daar bloedlyn Jode wat in Jesus glo, wat vashou aan God se belofte woord en wat deel is van Christus se kerk. Maar daar is ook 'n groot hoeveelheid Jode wat Christus verwerp. En of God in die toekoms iets spesiaals gaan doen om die evangelie tot hulle te gaan laat deurdring, dit weet God alleen. Maar God wat gister, vandag en môre altyd dieselfde is,
leer vir ons reg deur die skrif, daar is net een ingang vir al sy kinders, dis Christus Jesus. Dis hoekom die Heilige Gees die Bybel vir ons laat opskryf het, sodat ek en jy kan glo. En ek dink dis die uitdaging vir my en jou. Wat maak ek en jy met die Verlosser, Jesus Christus? Mag die Heilige Gees ons hierin lei, dat ons met ons hele hart glo, en net op hom vertrou, want dan kan ons uitsien na die beloftes wat God al gemaak het in die Ou Testament, na die dag en die tyd, wat ons by hom gaan wees. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemele is, ja, daar is vir ons niks so belangrik, is dat U naam geheilig moet word nie. Ja, dat U altyd groot gemaak sal word, dat U koninkryk ook sal uitbrei oor Christenland en heidendom, sodat die uitverkorenes tot bekering kan kom. Ja, Here, mag U wil geskied in 'n stikkende Suid-Afrika, in 'n stikkende wêreld met oorlog en ellende. Gee uitkoms. Wil U ons elkeen net gee, ons daaglikse brood, sodat ons U kan dien en verheerlik. En Vader, vergewe ons sondes en lei ons deur U Gees, dat ons ook diegene kan vergewe wat teenoor ons oortree. Want aan U behoort die heerlikheid, die koninkryk en die krag tot in ewigheid. In Jesus naam. Amen.